Here, ek sê dankie vir nog 'n lieflike dag. Here, dankie dat U in beheer is van alles, Here. Ja, Here, selfs ons lewens, Here. Daarom wil ons U dank en eer en lof bring aan U, Here. Vader, dankie dat ek net 'n instrument in U hande kan wees vanoggend, Here. Dankie dat ek U woord nog vrylik kan verkondig, Vader. Here, gaan U nou met ons en dat ons dankbaar sal wees vir alles wat ons het en alles wat ons ontvang uit U hand uit van genade. Here, laat ons U sal loof en U sal prys, Here. Dankie, Vader, vir elke ding wat U vir ons in ons lewens doen, Here. Ons is klein gewees en U het ons opgebring, Here. U het ons gevoed, Here, van borsmelk af tot vaste spys, Here. Dankie, my Vader, daarvoor, Vader. Dankie ook vir die bloed wat op die kruis gevloei het vir ons sondes, Here. Ons wil U net sê, dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen. Vader, gaan U nou met elke een, Here, wat die woord hoor, Here, maak hulle geestelike ore en oë oop, Here, en laat die Heilige Gees die leiding gee vanoggend, Here. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. My woord gaan vanoggend oor, is ons regtig dankbaar. Ons lees in 1 Kronieke 16 vanaf vers 19. En toe julle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle het getrek van nasie tot nasie en van een koninkryk na ander, en hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesalfdes nie aan nie, en doen my profete geen kwaad nie. Sing tot eer van die Here, o ganse aarde, verkondig sy heil dag tot dag, vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders, want die Here is groot en baie lofwaardig, en hy is gedig bo alle gode, want alle gode van die volke is afgode, maar die Here het tot die hemele gemaak, majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en blydskap in sy woonplek. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom ons voor sy aangesig, aanbid die Here in die heilige gewaad, beef voor sy aangesig, o aarde, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie, laat die hemele te bly wees en die aarde juig, en laat hulle onder die volk sê, die Here is koning. Geloof sy die Here, die God van Israel, vir ewig tot ewig, en die hele volk het gesê, Amen, en prys die Here. Hoeveel keer, partykeer, gebeur iets in ons lewens, en ons vat dit as selfsprekend aan. Dit moet maar so wees. Iemand het nou maar omgegee vir my. Iemand het nou maar aan my gedink. Maar dit is nie so nie. Dit is nie vanselfsprekend nie. Dis God wat het dit vir ons tot sy eer gestel. Hy het vir ons dit gegee. Ek vat in hierdie maand wat verby was daar dae wat ek regtig gedink het, joh, Here, hoe nou? Waar jy nou? Wat nou? Hoe maak ek? Ek het nie finansies nie, wat maak ek? En dan, skielik is daar geld op my bankrekening. En dan sit die mense en jy wonder, hoe en waar wat het gebeur. Maar as jy gaan en jy gaan sê vir die Here dankie, die eerste gaan sê jy vir die Here dankie, want hy het dit bewerkstellig. Hy het in daardie persoon se hart jou naam geplaas.
Hy het die Heilige Gees die opdrag gegee om die leiding te gee vir daardie persoon. En dan baie keer staan ons op in die oggende en ons vergeet om vir die Here dankie te sê. Dankie vir die mooi dag. Dankie dat hy ons weer kan laat sien, kan laat voel, baie keer het ons so pyn. Maar ons moet tot daarvoor dankie sê. Want dis dalk 'n geleentheid vir die Here vir ons skep. Hy laat gebeur baie keer dinge in ons lewens wat vir ons 'n raaisel is. Maar as ons die raaisel wil oplos, het ons net een toevlug en dis God. Ons kan net vir die Here vra om vir ons die uitleg te gee van dit, of die oplossing te gee van dit. Maar ons moet begin om meer en meer dankbaar te wees teenoor die Here. Hy wek ons elke oggend op. Hy gee elke oggend vir ons krag. Is ons baie bevoorreg as 'n volk van die Here. Baie. Hy gee sy engele opdrag teenoor om ons te beskerm elke dag. En baie keer dan word ons kwaad oor 'n ding wat gebeur in ons lewens. Maar dit is net vir die Here om vir jou te sê, my kind, kom bietjie nader na my toe. Jy's bietjie verder weg van my. En wanneer hy jou dan optel en hy vasjou, is jy die een wat moet dankie sê. Dankie Here dat U nog omgee vir my. Dankie dat U nog my naam in U gedagte het. Ons kan so maklik verkeerde plekke toe gaan, verkeerde dinge sê, verkeerde dinge doen. Baie keer is ons kwaad vir ons eggenote. Ons het dalk 'n rusie gehad met mekaar. Maar hy sê in die woord, die een wat 'n vrou vind, het eintlik 'n juweel gevind, het goed gevind. Selfs ook die vrou. Respek teenoor mekaar is dankbaarheid teenoor mekaar. So ons moet vir almal dankie sê en vir almal kan dankbaarheid toon vir dit wat hulle in ons lewens doen. Al is dit hoe klein, al is dit hoe groot. Die woordjie dankie is net so klein, maar bedoel so baie. Dit het so groot betekenis. Want dit is hoe jy vir die Here wys hoe dankbaar jy werklik in jou hart is teenoor iemand anders. En dan het ons baie keer die arrogansie in onsself om te dink, o nee, maar ek het daarvoor gesorg. En ons vergeet, die Here het daarvoor gesorg. Daarom wees dankbaar vir dit wat jy in jou lewens het. Wees dankbaar vir die persoon wie jy in jou lewens het. Dankie Here vir vriende wat omgee. Dankie Here vir die woord wat ons nog vir mekaar kan gee. En wanneer ons vriend of ons vriendin ons stigtig oor iets wat ons verkeerd gedoen het, wees dankbaar daarvoor, want dit wys hulle gee nog om. Ons kan dit so maklik as net van selfsprekend aangaan. Wees dankbaar vandag vir dit wat jy het. Amen. Ons sluit ons woord. Here, baie dankie dat ons weer om U woord kon vergader het, Here. Dankie Here vir dit wat U vir ons gee, Here. Dankie Here vir die leiding van die Heilige Gees. Gaan nou met elkeen, Here, in die naam van Jesus Christus.